Wonderlijke herfstdag daar buiten, maar jy is op die regte plek vanmôre om te ontvang uit God se woord uit. Sê vir een langs jou, ek is bly jy is hier vanmôre. Kom ons staan saam en dan sing ons lekker oor die onvergelykbare God. Niemand kan met hom vergelyk. Halleluja. Wie is die God soos die? Ek sien ons vreugde in die huis vanmôre. Marushka het so groot glimlag op haar gesig. Ek wil eintlik vra, waarom is sy so gelukkig? Halleluja, asseblief. Ek
dink as julle Sondag aand nie hier was, het julle uitgemis. So dit is net die Heilige Gees krag hier binne in my. So mag julle geseënd wees, geliefdes. Halleluja, loof die Here. Onvergelykbaar, né? Ek wil die manne herinner vir ons om manne ontbyt. Asseblief, sit jou naam op, kom kuier saam met my by ons die 20ste Junie. Ons begin 8 uur daai môre. Die dames maak vir ons lekker ontbyt en ons gaan net onsself verlustig in die teenwoordigheid van die Here. Die tema van my boodskap is, ek soek 'n man. So kom gerus op en kom luister waaroor dit sou gaan. Ek soek 'n man en julle gaan in my siel daaroor uittrek. Mens, ek het my voet nou net in getrek. En aan al ons manne wat aanlyn op kyk, asseblief kontak ons gerus indien jy sou belangstel. Dis die 20ste Junie, 8 uur tot 10 uur die môre, waar ons dan ook vir jou ontbyt sal gee. Die kaartjies beloop R40. Dit is maar net vir die aankoop. Ons wil lekker eet. So ons gaan al die geld gebruik vir ons kos. So asseblief bespreek en kom op na ons manne ontbyt toe 20 Junie, dis 'n Saterdag môre. En dan is Dr. Johan Briveri by ons. Kan ons vir hom ook welkom Hy is die jaar gewag, maar hy is gesond en hy is weer hier by ons om ons te bedien. Hy gaan natuurlik vir ons meer sê oor sy tema vir môre, maar die tema vir die week gaan oor hoop. Wie het hoop nodig? Halleluja. So asseblief ondersteun ons en ondersteun hom in sy bediening terwyl hy hier by ons is. Ons het nou vanmôre stel ons hom aan die woord vanaand en dan werk ons hom in die grond in maandag aan, dinsdag aan, woensdag aan. So asseblief kom op na die huis van die Here, woon die spesiale dienste by en verlustig jou in die Here. Ek sien Bradley is nie vanmôre hier nie, maar in sy afwesigheid wil ons vir hom sê baie geluk met sy verjaarsdag vandag. Mag die Here hom ryklik seën en mag hy net hierdie dag geniet saam met sy familie en bederf word. So kom ons maak die Here se naam groot vanmôre. Ons gaan nou eers lofprys en aanbidding, waar ons die kollekte, die tiendes, die offerande sal opneem. Weet dat die Here elke blymoedige gewer liefhet. Voor ons oorbeweeg na die sang toe, kom ons staan net so en ons buig ons hoofde. Liewe Here, wat 'n voorreg om vanmôre in U huis te vergader. Kom vanmôre in die volheid en in die krag. Vul ons met U Gees en gee Here dat alles wat hier gebeur vir U 'n soete offer sal wees. Gee dat ons nie dieselfde hier sal uitstap nie, Here, maar gee vir ons ontvanklike harte om die woord in te drink en daardeur verander te word tot eer van U naam, Here. Die wat nie kan wees nie, die wat dit nie kon maak nie, die wat krank is, daar waar daar tekort is, Here, ons weet U hand is nie te kort om te red nie. Sal U kom en daar ook in elke versoek wat daar is, sal U kom en in oorvloed gee, Here. Nie omdat ons dit verdien nie, maar uit die groote genade bid ek dit in Jesus kosbare naam. Amen. Amen. Baie dankie, Beruska. Dankie, pastoor. So ek het 'n baie dankbare hart vanmôre, maar is jy, soos ons gesê het, is jy dankbaar vanmôre om in die huis van die Here te wees? Amen. Sê vir die een langs jou, is jy reg? Om te ontvang en om te jubel en te juig vir die Here vanmôre. Amen. Ons bietjie koud, maar ons gaan julle warm sing vanmôre. Ons drummer is op die grond hier by ons. So hy gaan so extra beetjie van agteraf vir ons gee. Maar weet jy wat, voor ons begin, kom ons gee die Here nog 'n lofoffer. Halleluja. Kom ons sing lekker saam. Loof hom met die tromme, loof hom met die hart. Ja, loof hom met die tromme, loof hom met die hart. Loof hom met die kinders en daden. Alles wat ons in weet, loof hom weer. Alles wat ons in weet, loof hom weer.
al die eer. U is ons hoop, U is ons sterkte, U is ons verlosser. Ons gee al die lof en eer vandag vanmôre, Here, vir net hoe goed U is, Here, en wat U vir ons doen, Here Jesus. En die liedjie is, how great is our God, how great is His name. He is the only one who's ever the same. He rolled back the waters of the mighty Red Sea and said, I'll lead you, child of God. You just have to put your trust in me. So sit jou vertroue in die Here vanmôre, geliefdes. Vertrou hom met alles, jou hele hart. En sing vir 'n bors vanmôre terwyl ons in aanbidding gaan. Sê net vir hom ook dankie vir wat hy vir jou doen. En vir wie hy is vir jou. Halleluja. How great is our God? How great is His name? He's the only one who's ever the same. He rolled back the waters.
groet vir u vanmôre in die lieflike naam van Koning Jesus. Dit is 'n vreugde om weer so 'n bietjie saam met u te kan kuier hier in die baai. Nou as u dalk vir Johan nog nooit ontmoet het nie, dan mis jy niks in jou lewe nie. Maar as jy nog nooit vir Jesus Christus ontmoet het nie, dan mis jy alles in jou lewe. Jy weet, toe ek in die wêreld geleef het, pastoor vra vir my voor die diens, wil ek 'n bottel water, ek sê nee, ek soek 'n glas. Ek was 'n bottelbaba gewees. En toe ek nog 'n bottelbaba was in daai tyd, en ek gerook het, weet jy wie dit nog kry, nie, was daar 'n pakkie sigarette wat genoem word, of 'n brein wat genoem word Life. En elke keer as jy hom getrek het, het jy gedink jy kry lewe. Maar elke keer as jy hom getrek het, trek jy die dood in jou longe in. Because there's only life to be found in Jesus Christ. Outside of Jesus Christ, there's no life. Glo my. Ek sê gisteraand vir iemand, die persoon vra my hoe dit met my gaan, en ek is vir u eerlik, ek het 'n moeilike 6 maande agter die rug. En ek sê vir die persoon, miskien moet ek Red Bull drink, miskien kry ek vlekkies. Maar glo my, dit gaan nie help. The only place to find strength is in the Lord. Amen. 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 Julle kan maar met my terugpraat, ek raak nie sien die agter. Baie dankie pastoor Theo en gemeente en kerkraad vir die voorreg om weer so 'n bietjie saam met julle te kan kuier rondom die woord van die Here. Maar voor ek vanmôre vir jou gaan bedien uit die woord van die Here, laat my net toe om dit vir jou vinnig te sê, want jy moet dit onthou. Daar is 'n verskil tussen geloof en vertroue. There is a difference between faith and trust. It's not the same thing. Om te sê ek het geloof in God en te sê ek het vertroue in God, is twee verskillende goedes. Nou met dit in gedagte, wil ek hê jy met die Bybels oopmaak by my geliefde profeet, Haggai. Ek hoop jy het jou Bybel gebring, want as jy nie jou Bybel gebring het, jy gaan nie saam met die oorlog doen nie. Jy weet toe Charlie Kirk vermoor is in Amerika, ek het niks van Charlie Kirk geweet nie. Maar toe noodsaak het my so 'n bietjie om te gaan kyk na hierdie man se lewe. En jy kan maar gerus gaan kyk na baie van sy video's wat hy opgelos het op sosiale media, en hy gee jou 5 redes hoekom jy 'n fisiese Bybel moet kerk toe bring en nie jouself op. Hy sê die eerste rede hoekom jy jou fisiese Bybel moet kerk toe bring is, hy het nie sosiale media nie. Skrikwekkend. Ek praat onder ondervinding, ek het dit gesien, hoe mense onder die geklank van die woord van die Here op sosiale media besig is. En ek praat van predikers. Onder geklank van die woord. Hy sê jou Bybel het nie sosiale media. Hy sê die tweede rede hoekom jy 'n fisiese Bybel moet bring, en jy kan dit nogal toets, dit was vir my baie interessant. Hy sê jou Bybel het 'n unieke gewig aan hom. Hy sê hulle kan hoeveel boeke op die tafel sit, en dan kan hulle jou blinddoek. En jy sal elke boek optel en sê, maar dis nie my Bybel nie. Totdat jy jou Bybel optel, en dan sal jy sê, maar hierdie is my Bybel. Want dit het 'n unieke gewig aan hom wat jy mee bekend is, as jy hom elke dag optel. Dit moet nou nie wees, en julle is mos nou nie so, dis nie daar waar ek vandaan. Hierdie pastoor gaan doen huisbesoek,
Maar dit is 'n ware verhaal, dit is regtig 'n ware verhaal. Ek gaan nie die pastoor se naam noem nie, maar ek kan dit ook maar noem, want hy is nou al by die Here. Hoe weet die pastoor Paul Pitter, hy het die neiging gehad as hy huisbesoek gaan doen, dan los hy altyd sy Bybel in die kar. Want hy wou seker maak, elke gesin by hom in die gemeente het ten minste een Bybel. En hy kom by hierdie huisgesin en na al die koffie en die tee en die koeksisters, kyk, jy moet altyd eers seker maak, jy eet die koeksisters en voor jy sekere vrae vra. Koeksisters en die melktert en al die lekker goeders. En hy vra toe, is daar 'n Bybel in hierdie huis? En die ma sê vir die dogtertjie, hardloop gou kamer toe, dan gaan haal jy die boek wat mama so gereeld lees, en toe kom sy terug met die huisgenoot. So besoppers was toe ek veel vra, is daar 'n Bybel nie? Moenie die kinders stuur nie. Ja, hulle gaan die waarheid vertel. So ek vertrou jou Bybel is oop by die boek van Haggai, hoofstuk 1, onthou ons tema is hoop. Verwagting. Wat is jou verwagting? Staan saam met my, dan gaan ons lees Haggai hoofstuk 1 uit respek vir die woord van die Here. Staan saam met my asseblief as jy kan. Vanaf vers 5. Hoor nou mooi. So sê die Here van die leerskare dan nou. Gee ag op wat julle wedervaar het. Julle het baie gesaai, maar min ingebring. Julle het geëet, maar nie tot versadiging nie. Julle het gedrink, maar nie genoeg gekry nie. Julle het wel geklee, maar nie warm geword nie. En wie hom verloon verhuur hom om dit in 'n stikkende beurs te steek. So sê die Here van die leerskare, gee ag op wat julle wedervaar het. Jy kan 'n sitplek inneem, moet asseblief nie jou Bybel toemaak nie. En ek wil vir jou vanmôre as kind van die Here vra, dat terwyl u na die woord van die Here luister en toelaat dat die Gees van God in jou hart inspreek, you must keep my integrity in check. Want as ek vir jou sê waaroor ek gaan bedien vanmôre, gaan jy 'n spel kan oorval op hierdie mat. Ek wil vanmôre met u praat oor die God van meer as genoeg. Het julle hom gehoor van? In steede daarvan dat u en ek wat bely ons is kinders van God, opgewonde raak oor die feit dat hy is die God van meer as genoeg, raak ons stil. Ons is 'n skilpad wat terugklim in sy dop. Ag, jy kan maar sê amen. As jy nie wil sê amen nie, kan jy maar sê eina. En as jy nie wil sê eina nie, dis presies wat jy moet doen, skud maar net jou koppie so. Weet jy waar ek reis? Hoor ek so baie keer dieselfde dinge. Dis ons leef in moeilike tye. Jy sien dit gaan swaar. Nou dank die Here, dis nie hier so 'n KB gepark nie. Maar oral waar ek gaan, hoor ek dieselfde ding. En terwyl omstandighede verander, bly God die onveranderlike. He is the same yesterday, today, and forevermore. Hy is die onveranderlike God. En as teksters wil ek vers 6 gebruik, Haggai 1 vers 6. Julle het baie gesaai,
maar min ingebring. Julle het geëet, maar nie tot versadiging nie. Julle het gedrink, maar nie genoeg gekry nie. Julle het jou gekleed, maar nie warm geword nie. En wie hom verloon verhuur hom om dit in 'n stikkende beurs te steek. Ek wil vir u 'n vraag vra vanmôre. As jou beurs stikkend is, wat is besig om met jou geld te gebeur? Sal jy met my saamstem? As jou beurs stikkend is jou geld besig om uit te loop en nie oor te loop nie. Hallo? Nou voordat jy jou nek styf maak, gee my net kans, laat die Heilige Gees met jou praat asseblief. Want ek kan al klaar sien party van die wonder. Nou wanneer gaan hy my vir geld vra? Ek gaan hom nie vir geld vra. Maar kinders van die Here, ons bely een ding, maar ons leef 'n ander ding. Kom nou. Ons bely een ding. En hier's my vraag dan, as God die God van meer as genoeg is, en hy's die onveranderlike, dieselfde gister, dieselfde vandag, dieselfde tot in alle ewigheid. Hoekom is dit dan so dat baie kinders van die Here se lewens iets anders getuig? Hoekom is dit dan so dat baie kinders van die Here iets anders bely? If he is then the God of enough and he is the unchangeable, hoekom is dit dat so baie kinders van die Here dan nie in hierdie oorvloed lewe nie? Ek vertrou jy het opgelet in vers 5 en in vers 5 kom die Here deur die profeet Haggai en hy spreek met die volk, maar hy praat ook met jou en my vanmôre en hy sê vir ons, ek wil hê jy moet ag slaan op wat jy wedervaar het. Ek wil hê jy moet ag slaan op wat jy wedervaar het. Jy moet ag slaan op wat in jou lewe aan die gang is. And to do that, you have to call time out. Want jy sien, ons is partykeer so vasgevang in hierdie gejaagde lewe, dat ons nooit 'n bietjie tot stilstand kom en net so 'n bietjie ons eie lewe in perspektief neem en vir ons sekere vrae antwoord. En die vraag wat ek glo, die Here vanmôre vir jou en my wil deurgee, en dit is dood eenvoudig, as God die God van meer as genoeg was gister, en as hy die God van meer as genoeg is vandag, en as hy die God van meer as genoeg is môre, waarom is dit dat jy my seun en dogter dan my nie as die God van meer as genoeg ervaar? Hoekom bly jou finansies uitloop? Sal jy met my saamstem dat God is nie die probleem nie? Die probleem lê by ons. En as ons nie 'n verandering maak aan koers nie, as ons nie veranderings maak in ons lewe nie, gaan jy nooit die God van meer as genoeg geniet nie. En daarom wil ek met u 'n paar sleutels vanmôre deel. En ek vertrou jy gaan luister wat die woord sê en jy gaan luister wat die Heilige Gees sê. Ek wil vir jou 'n paar sleutels deurgee in hierdie hoop om die God van meer as genoeg in jou lewe te ervaar, in jou besigheid en dies meer, waardeur jy die gate gaan toemaak
die eerste sleutel is gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid aan God is nie geloof nie. Gehoorsaamheid aan God is vertroue. Blaai die Bybel saam met my na Lukas hoofstuk 5 toe asseblief. Lukas hoofstuk 5. En ons gaan lees van vers 1 af. En ek wil hê jy moet mooi let op die woord van die Here. Hoor mooi sê. In vers 5, hoofstuk 5 vers 1. En toe die skare by hom aandring om die woord van God te hoor, gaan hy by die meer Genesaret staan en sien 2 skuite aan die kant van die meer lê. Maar die vissers het van hulle af weggegaan en was besig om die nette uit te spoel. Toe klim hy in een van die skuite wat aan Simon behoort het en vra hom om 'n entjie van die land af weg te vaar. En hy het gaan sit en die skare van die skuit uitgeleer. En toe hy ophou met spreek, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water en laat julle nette sak om te vang. En Simon antwoord en sê vir hom, meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie. Maar op u woord sal ek die net laat sak. En toe hulle dit gedoen het, het hulle 'n groot menigte visse ingesluit en hulle net wou skeer. Daarop wink hulle vir hulle maats in die ander skuit om hulle te kom help. En hulle het gekom en albei die skuite vol gemaak, sodat hulle amper gesink het. Die eerste sleutel om die gate in jou beurs toe te maak, sodat jou finansies sal ophou uitloop, maar dat dit sal begin te oorloop, is gehoorsaamheid aan die woord van die Here, al maak dit nie vir jou sin. Obedience to the word of God, although it does not make sense. Hierdie manne was vissermanne van beroep. Hulle het die see geken. Hulle het die hele nag deur hard gewerk. En hulle ondervinding en ervaring van die vorige nag, daar is geen vis in hierdie omgewing nie. Daar's nie eers 'n gappie nie, wat nog van 'n sardientjie. En toe die Here Jesus vir hulle vra, luister, ek kan met jou boot net vir 'n oomblik gebruik as 'n preekstoel. Het Petrus glad nie gedink aan die God van meer as genoeg nie. Miskien, ek weet nie, miskien was hy 'n bietjie traag, want hy was moeg. Ek weet nie of jy al ooit net getrek het in jou lewe nie. Ek is nie 'n verskriklike goeie visserman nie, maar ek is baie lief om ysvisvang te doen. Baie, baie lief. Ek doen dit selfs in Suid-Afrika. Ek gaan Pick n Pay toe of Checkers toe, haal ek al die vis uit. Die baie moeite moet ons hier. Maar miskien was hy moeg. En hy wil net, okay, Here, jy wil my, hier's my bootjie vir 'n preekstoel. En toe die Here Jesus klaar die skare geleer het, hoor Petrus woorde wat uit sy mond uitkom, wat hy glad nie. Sit julle boot terug in die diep water en laat julle net 'n sak van 'n vangs. Ek wil vir u vanmôre iets vra. Hulle was vissermanne van beroep. Hulle ervaring het vir hulle gesê, hier's nie 'n vis in. Dink jy toe die Here Jesus vir hom sê, sit jou boot terug in die diep water en laat die net sak, dink jy dit het vir Petrus sin gemaak? Do you think that Peter could have started to reason with God? So, wag so 'n bietjie, Here. Miskien het jy nog nie lekker gehoor wat ek gesê het nie. Ons het die hele nag deur hard gewerk. Here, ons is moeg. Ons gaan na huis toe gaan, ons gaan shower, en dan gaan ons slaap, en dan gaan ons vanaand terugkom, gaan ons gaan daar by Burger King of McDonald's verby gaan, en 'n
antwoorde kry. En dan klim ons in en dan gaan ons nou maar weer vanaand probeer. Is dit nie ons nie? Ons redeneer so maklik oor waarheid. Want because we are so opinionated. Jy sien, ek het een ding agtergekom en ek dink ek het dit vir die verlede jaar genoem, maar herhaling bring openbaring. My Bybel, ek het 'n baie snaakse Bybel. My Bybel het net 66 boeke. Nou, party mense se Bybels het 67 boeke. Hulle kom hier agter by die kaarte, dan noem hulle dit the Book of Revelations. Nou, ek is nog nie so baie geworried oor daai boek nie. Dis die 68ste boek waaroor ek worry. Dis die boek van opinies. Dis vir my skrikwekkend hoe ons as kinders van die Here opinies kan hê oor hierdie Bybel. En nou kom ons en ons soos 'n Petrus, want ons sê nee Here, ons het die heel nag gebid. Nee Here. Maar hoor mooi wat sê Petrus, in steede van om te redeneer, Here, dit maak nie vir my sin nie. Ons het niks van. Here, ons is moeg. Maar hoor mooi wat sê hy vir die Here in Lukas 5 en in vers het ek net op die regte vers gekom. Kom ons lees van vers 3. Toe klim een van die skyte wat aan Simon behoort het en vra hom om 'n entjie van die land af weg te vat en net gaan sit en die skare van die skyt uitgeleer. En toe hy ophou met spreek, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water en laat julle net 'n sak om te vang. En Simon antwoord en sê, "O meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie. Maar op die woord van die volle evangelie kerk sal ons die bote terugsit." Ek lees dit uit die Pinkster Bybel. Nee, maar op u woord, Here. Ek bedien nou 'n rukkie terug by 'n plek en ek gaan maandag aand met jou oor dit praat. En die maandagoggend kry ek 'n WhatsApp boodskap. En hierdie persoon deel met my iets en ek vra vir hierdie persoon, wat het jy in jou hand? Want dis waaroor ek met jou maandag aangaan. Wat het jy in jou hand? En oombliklik val hierdie persoon my aan. En ek sê vir die persoon, jy ken nie my storie nie. Ek wil vir u vanmôre sê, moet my nie voor die kop kyk nie. Kyk my hart, sien my hart vir jou as kind van die Here. Want waar jou hand vandag is, was ek nie altyd nie. Daar was 'n tyd in my lewe vroeg. Ek was 17 jaar oud toe die eerste keer getroud is. Wat weet 'n 17-jarige kind van rentmeesterskap? Man, ek het skuld gemaak links, regs, left, right en center. Toe ek my hart en my lewe vir God gee, die 1 Januarie 1983, 1:30 die môre, in Hilliard-Mevaal nommer 21 in Ladysmith, Natal, het Johan niks geweet van die doop van die gelowige nie. Ek het niks geweet van tiendes nie, want ek kom nie in daai denominasies uit nie. Ek het net geweet van kollekte. Ek wil vir u iets sê, en dan het ek geweet van 'n diaken wat by die huis omkom en ook. En dan het ek ook geweet van baie ouers, wanneer hulle klop aan die deur gehoor het, en die kind is so by die gordyn uit, maar dis die diaken, hy soek net weer geld. Hallo, dis wat ek geken het. Wat ook my hart en my lewe vir die Here gee, die eerste 2 dinge, die eerste 2 waarhede wat is die doop van die gelowige en tiendes. Maar ek is bankrot mens. Want as ek opkyk in die lig, kan
nie eens 'n sonstraal sien nie, so diep as ek in die skuld. En ek begin te redeneer en verskonings maak. Ja, weet ek het 'n vrou, ek het 3 kinders, ek het so baie skuld. Daar's nie 'n manier hoe ek dit wat aan God behoort, nie aan die kerk behoort nie, wat aan God behoort, kan gee nie. En die pastoor was net so stil soos wat julle nou is. En hy los my dat ek al my verskonings maak, en toe ek die laaste verskoning maak, toe sê hy, want een van die verskonings, en dis natuurlijk, this is the most common excuse, God will understand. God sal verstaan. En hy sê, Johan, weet jy waar? Dis waar, God sal verstaan, maar jy moet weet, as jy in die Bybel 'n maar lees, of as die prediker vir jou 'n maar gee, moet jy weet, hier kom 'n ding. Hy sê, maar Jakobus sê, as jy die woord hoor, en jy doen nie die woord nie, met ander woorde, jy is nie gehoorsaam aan dit wat jy gehoor het nie, is jy soos 'n man, wat sy gesig in die spieël sien, as hy omdraai, hy klaar vergeet hoe hy lyk, dan is jy soos iemand wat in misleiding, you live in deception, you know what the truth is, but you chose to believe the lie. En net daar sê ek vir God, God, ek weier om in misleiding te leef. Maar ek het al baie keer gewonder, hoekom het Jakobus nie gesê soos 'n vrou wat haar gesig in die spieël sien? Hoekom 'n man? Jy al gewonder? Ek gaan jou antwoord gee. 'n vrou spandeer soveel tyd vir die spieël, sy kan nie vergeet hoe sy lyk nie. Kom man, julle hoef nou nie bang te wees, ek is hier om jou te beskerm. As jy vir jou vrou is, wil 6 uur ry, ja my man, ek sal reg wees. 5:15, onthou ons wil 6 uur, ja, ek weet. As sy self oor hy spien en sy kap hy oorlog paint. Jy 6 uur kom, jy sit in die kant, blaas jy die hoete. Dan kom sy daar uitgevlieg en sy vang hy dier en sy slaan hy dier zwaar toe met hom jy in die drywerskelk gaan terughaal. En wat is die eerste ding wat sy doen? Jy mag dat jy nou hier voor die spieël gespan het. Hallo? Hulle weet waarvan ek praat, die mans is bang om te sê amen. En ek besluit, teen alle logika in, teen alle logika in. Here, jou woord maak nie vir my sin nie, maar ek gaan gehoorsaam wees aan dit. En as 'n bankrot man, met 'n vrou en 3 kinders, ek het meer skuld gehad as inkomste, as jy nie ryk nie. In alle logika in, het ek God beginne vereer, met dit wat hy vir my sin gemaak het. As jy byvoorbeeld in 2 Konings gaan lees, kry jy Elisa en 'n weduwee, en die weduwee se man is dood, en Elisa vra vir haar, wat het jy in die huis? En sy sê, ek het net 'n flesjie olie. Hy sê vir haar, gaan leen, go and borrow empty vessels. Maar moenie 'n bietjie leen nie. Jy sien, ons dink partykeer kyk, jy moenie bietjie, jy moet baie leen. Dan gaan jy en jou seuns in die binnekamer en hoor mooi, sluit die deur. Dan sal hierdie flesjie olie al daai kante vol maak. Ek gebruik net voorbeelde, dan sien ek hierdie vrou, ek dink sy was blond. Dan sê ek vir Elisa, dan sê ek sê hierdie liedjie, I'm blond, ry stupid. En sy het 'n keuse gehad, sy en haar kinders kon sterf,
of sy kon gehoorsaam wees aan 'n woord wat nie sin maak nie. En jy kan maar die verhaal gaan lees. Sy doen wat Elisa vir haar sê. En toe die laaste kant vol gemaak is, gaan sy terug na Elisa toe sy sê, daar is nie meer leerkanne nie. En wat sê Elisa vir haar? Hy sê, gaan verkoop die olie, betaal jou skuld, en jy en jou seuns lewe. Daar's 'n verskil tussen oorleef en lewe. So many children of God, we simply just trying to survive. As ek dit net deur hierdie maand kan maak. Maar God is die God van meer as genoeg. Hy sê, maak die gat toe. Deur gehoorsaamheid is die eerste sleutel. Of dit sin maak of nie. Kom ons gaan daar na 1 Konings hoofstuk 17, gaan ek jou die tweede sleutel gee. Jy sien, ons leef nie in die wêreldse stelsel nie, mense. Ons leef in die koninkrykse stelsel. 1 Konings hoofstuk 17, dankie Heilige Gees. Al glimlag is so 'n bietjie vir my, dan weet ek is nog oké, want ek kan nie hierdie kant uit hardloop, hier kan mag jy baie vir my. 1 Konings hoofstuk 17. Hier is die tweede sleutel. Elia as man van God profeteer, hy sluit die hemel, daar gaan geen reën val tot terwyl hy daar by die spruit is, onderneem God, verhoor mooi, God stuur 'n kraai. God uses a raven. 'n Kraai in die Bybel spreek van 'n sondaar. So God gebruik 'n bron om aan hom as sy profeet te voorsien uit 'n oordeel wat hy nie verwag het. Nou ek weet nie van die kraaie in die Oos-Kaap en daar in die Vrystaat vreet hulle vleis. Wanneer jy jouself indink, hier kom hierdie kraai aangevlieg, hy bring vir hom elke dag brood en elke dag vleis. Jy sien loop die koei net sy bek uit. En net so hy sy bek wil oopmaak om my vleis te sluk, en sê die Here is nie joune nie. Partykeer sal God se voorsiening kom van 'n oor, wat jy dit nooit verwag nie. Don't limit God through the way you and I think about God. Ek wil hy roep dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Die spruit droog op, hoor nou mooi. En God sê vir hom hierdie woorde, vers 8. Toe kom die woord van die Here tot hom en sê, maak jou klaar, gaan na Sarfat wat by Sidon is, en bly daar. Kyk, daar het ek 'n weduwee aan 'n weduwee bevel gegee om jou te onderhou. Wie se woord was dit? Wie se woord was dit? Ek kan nie hoor nie. God. Dit was God se woord. God se woord kom ons. Tyd om op te pad. Jy kan nie by die opgedroogde spruit bly en doodgaan. Of jy kan doen wat ek vir jou sê. Ek het 'n weduwee. 'n weduwee. En sy is nie eers 'n Jood nie, omdat hy eers vir hom voorsien 'n kraai. Het jy al agtergekom, jy sien bitter min dooie kraaie op die pad. Have you noticed, very hardly ever will you see a dead crow on the road. Daar's 'n rede vir dit. Kyk maar, hou hom maar op, hulle is die meeste van die tyd 2 of 3. Dan sit een en vreet en een sit op die draad, sy kar en kom sê, ka! Dan jy daar nie, hey, wacht spoor. Kom maar lach, is alright. Nou het ek vir jou 'n weduwee en sy is nie eers 'n Jood nie.
Die tweede sleutel, toe die Here my hierdie ding wys, mense, dit was vir my, soos in die Engels was hy mind blown. Die tweede sleutel om God se oorvloed te geniet is versorg julle herders spaar. Julle is die weduwee. En die herders spaar is Elia. Nou kom ons gaan aan, ons kyk mooi wat sê hierso. Daarop het hy gereed gemaak en na Safat gegaan. En toe hy by die ingang van die stad kom, was 'n weduwee juist besig om daar houtjies by mekaar te maak. En hy roep haar en sê, gaan haal tog vir my 'n bietjie water in die kan dat ek kan drink. Terwyl sy loop om dit te gaan haal, roep hy na haar en sê, bring tog vir my 'n stukkie brood saam. Maar sy antwoord, hier kom die verskonings. So waar as die Here leef, al wat ek het, is 'n bietjie meer handjievol meel en 'n bietjie olie. En hier is ek besig om houtjies op te tel, en dan gaan ek 'n brood bak, en dan gaan ek vir die eerste keer hoor hy sit 'n kind. Dan gaan ek en my kind eet, en dan gaan ons wag om dood te gaan. Nou sou ons gesê, weet ons ook gedink het, ou Elia moes dan vir haar gesê, ek is so verskriklik jammer, ek het geweet jy het 'n kind. Maar weet jy, dis so raai, gaan bak die brood, en dan eet jy en jou kind, en weet jy, as daar dalk 'n bietjie krummels oor is, bring vir my. Dit is hoe gemeentes werk met hulle herders spaar. Ek was verlede jaar by 'n gemeente, en die kerkraad is op die punt om die pastoor se salaris met 20% te styg. Jou pastoor het nie geweet, ek gaan julle goed sê, hoor, want as ek hom dit gesê het, hy nie laat ek dit preek. En ek vra vir hom, hy vra my, sal jy insit in die kerkraadsvergadering? En ek sê, op een voorwaarde, hulle gee my toestemming, hulle gee my toestemming. En ek sê, Here, jy moet my 'n manier gee, hoe ek met hierdie kerkraad kan connect. I have to find a way to connect with it. En dan het so 'n koffiewinkel daar, ek stap so die koffiewinkel in, en daar's 'n kruis, en bo aan die kruis staan geskrywe, ons leef nie deur aanskoue nie, maar ons leef deur geloof. Sê, dankie Here. En ek gaan sit by die tafel en ek begin by die pastoor, en ek sê, wil julle met een dag gaan lees, wat staan daar geskryf? En hulle kom terug en hulle vertel my. Ek sê, ons leef nie deur aanskoue nie, ons leef deur geloof. Hoekom wil julle pastoor se salaris sny met 20%? Omdat julle funksioneer deur wat julle sien. Ek sê my, enige een van julle manne wat van hulle ken, ek ken hulle van, toe ek saam met hulle gewerk het in Damskraal. Ek sê, enige een van julle aangebied, en sê, pastoor, weet jy wat, ons gaan jou salaris sny met 20%. Kijk, jy gaan 20% goedkoper betaal vir brandstof, jy gaan 20% goedkoper betaal vir water en ligte, jy gaan 20% goedkoper betaal vir jou kruideniersware, want ons het ons na jou salaris met 20% gesny. Ek sê, enige een van julle gesê, pastoor, ons gaan jou salaris sny, maar ek sal 5% van my pensioen elke maand vir jou gee. Dit is die maklikste ding op aarde om by iemand weg te vat. Hoor mooi wat sê Elia vir haar. Gaan bak die brood, en jy my kyk of ek reg praat. Maar bring eerste vir my. Bring eerste vir my. As jy jou God gegewe verantwoordelikheid teenoor my nakom, gaan ek die brood eet wat van die ou meel en die ou olie gebak is. Maar die God van meer as genoeg sal op die toneel kom, en jy en jou seun sal elke dag brood eet wat van vars meel en van vars olie gebak word, totdat die reën weer op die aarde val.
Ag, julle opgewonde, hy stem met 'n groot vreugde. U sien, as die weduwee kan verstaan, wat is ons verantwoordelikheid teenoor Elia? En ek sê vir u uit my hart uit, dankie, ek bedoel dit uit my hart, dankie vir wat u vir u pastoor en sy vrou doen, baie dankie. Maar werk altyd daarnaartoe om meer te doen. Ouens vra vir my dit tydjie, ek sien die vraag op hulle gesigte. Hoe weet jy hoe ons dan soos pastoor kyk as hy nie by jou geskinder het nie? Ek sê, dis baie maklik. Ek kyk altyd na dit wat hulle my gee. Dis die maatstaf. Want jy sal my nie beter behandel as wat jy jou pastoor behandel. Kom as julle nou so stil. Dis die maatstaf. Hulle verstaan nie. Maar ons wil net soveel gee. Hulle kom wye boodskap. Dis die tweede sleutel. Versorg julle herderskare. Die derde punt, kom ons gaan gou. Ek sien party van julle raak nou honger. Kom ons gaan terug aan na Lukas 5, maar ek geniet myself so, weet jy hoekom? Want ek was ook daar. Ek was ook daar. En waar ek vandag is nie oor my geloof in God nie, waar ek vandag is om my vertroue in God. Terug na Lukas hoofstuk 5. Terug na Lukas hoofstuk 5. Kom ons lees weer van vers 1 af. En toe die skare by hom aandring om die woord van God hoor, gaan hy by die meer Genesaret staan en sien 2 skyte aan die kant van die meer lê. Maar die vissers het van hulle al weggegaan en was besig om die nette uit te spoel. Toe klim hy in een van die skyte wat aan Simon behoort het en vra hom om 'n entjie van die land af weg te vaar, en hy het gaan sit en die skare van die skyt uitgeleer. En toe hy ophou met spreek, sê hy vir Simon: vaar uit na die diep water en laat julle nette sak, hoor mooi, nette sak om te vang. En toe hulle dit gedoen het, het hulle 'n groot menigte visse ingesluit en hulle net wou skeer. Daarop wink hulle vir hul maats in die ander skyt om hulle te kom help. Hier's die derde sleutel om die gate toe te maak. Petrus, hulle reageer op 'n woord wat nie sin maak nie. Die opdrag is laat sak die nette, maar hulle het 'n net laat sak. Die ander kroeg was seker nog besig, hulle was seker maar moeg van die vorige nag. Hier kom die God van meer as genoeg in 'n see, wat daar nie eens 'n gappie was nie. En wat sê die Bybel? Hulle nette, of hulle net wou wat? Ek kan nie hoor nie. Dan klink dit na genoeg of meer as genoeg. En toe die God van meer as genoeg hier by Petrus se boot manifesteer, toe sê Petrus vir sy span: moenie opgewonde klink nie. Kom, ons gaan stadig na die strand toe. Los die ander wat die son hulle nog 'n bietjie brand. Nee. Petrus soek onmiddellik 'n geleentheid om te deel. Die derde sleutel om jou gate toe te deel jou seëninge. Ag, ek het gehoop, gaan ten minste 1 koppie kry wat so maak. Ek kan vanmôre vir u iets sê en ek vertrou na die tyd gaan jy my nog steeds net so lief hê. Want jy het nie 'n keuse, jy moet my lief hê, laat nie van my like. Church, spoor die 40 jaar wat ek die Here dien. My ervaring met die kinders van die Here is synig. Ons deel nie graag nie. Ons deel nie graag nie. Petrus het onmiddellik 'n geleentheid gesoek om te deel.
Share your blessings. Dit gaan nie oor hoe groot dit is wat jy deel of hoeveel dit. Hier is dit net 'n broodjie. Daar is dit miskien 'n R5 of 'n R10 daar. It's not the size, it's the fact that you are willing to share. Ek gaan net vir jou so 2 of 3 getuies uit my eie lewe uitgee. En jy moet weet, ek gee vir God die lof en die eer. Ek bly in Wilgeheuwel, ek is in Amerika, my seun bly in Wilgeheuwel. En ek kom Suid-Afrika toe en ek vat sy karretjie om sy karretjie te laat was. En terwyl ek daar by die was is, stap ek gou daar na die kafee toe, koop 'n kopie koffie en ek kom uit. En die Heilige Gees sê my draai na die pomp toe. Hy sê gaan betaal aan ons petrol. En ek stap, ek gee nooit vir mense my naam as ek niks het. Ek sê oom, en jy weet, ek vergeet partykeer my eie ouderdom. Want oom ek ouers wat jonger as ek is. Maar in elk geval, oom het jy hier ja sê. Ek sê oom, ek wil nie met 2 keer soveel betaal. Hy sê kom, ek sê want ek gaan vir dit betaal. Hy sê jy kan, ek sê jy kan my stop nie. Ek sê vir die petrol nog gegooi. Geef hom die kwitans, ek sê om die Here sien nie. Ek kom in Amerika by 'n plek, nou as jy nog nooit in Amerika was, kom ek jou vinnig vertel, daar's 2 maniere hoe jy brandstof daar kan ingooi. Jy gaan binne, dan betaal jy, dan aktiveer hulle die pomp. Daar's die ding van Jonas, ek soek R100, jy is Jonas, jy gooi homself. En of jy kan met jou debietkaart of jou kredietkaart daar by die pomp betaal en dan. En ek kom, omdat dit het in Suid-Afrika gebeur. Ek kom by hierdie petrolstasie en ek draai so en ek het lank die pomp stop om die vrou van binnekant af uitgaan, was nog nooit in my lewe by daai petrolstasie. Nog nooit. Sy sê meneer, die pomp is geactiveer, jy kan volmaak iemand anders het betaal. Ja, glory. My swaar is vandag uiteen gegaan om by die Here te wees. Ek bly by hulle net voor ek die volgende aanvlieg in Amerika, hy het ook 12 jaar aan kanker gelei. Kyk, hy het 'n medies gehad, en medies het nou nie alles gedek nie, en ek kyk, en ek sien, hy kort 'n paar landbroeke. Meet ek sy liggaamsbou aan myne, ek gaan haal 1 broek uit, ek sê, Theo, pas jy die broek aan. Ek wens ek het 'n foto gehad, dat ek vir u sy oë kon wys. Hy kom terug, hy sê, hierdie broek is asof hy vir my gemaak is. Ek sê, hier's nog 4. Ek sê, maar jy kan nie die broeke hê sonder die hemde nie. En toe kom ek sê, maar jy kan nie broeke hê sonder kouse hê. Ek gee die kouse. Ek gebeur in Suid-Afrika. Ek kom in Amerika al by al my vrou die waar sê, ek sê, kom op, ek sê, hoekom? Hy sê, ek wil vir jou klere koop. Deel jou seëning. Ek gee nie vir mense iets wat ek nie self sal dra nie. Ek was die pastoor op Empangeni, en dan gaan ons 'n inry kerk hou. En ek sê, ek wil kos gee, en ek wil klere gee, dan bel mense in die gemeenskap my blank is. Dan sê ons het vir jou 'n sak klere. Dan gooi ek die klere uit, dan sê ek, God verwag en ek met hierdie goed vir mense gee. Dan vat ek daai goed net so en ek gooi dit in die asblik. Jy gee nie vir mense iets wat jy nie self sal aantrek nie. Jy gee nie vir mense iets om te eet wat jy nie self sal eet nie. As ek vir jou moet vertel hoeveel keer ek in restaurante, ek kyk nie rond en sê, okay, hierdie mense lyk 'n bietjie van 'n behoeftiges en hierdie lyk, nee, wat dan, nee. Ek stap net in 'n restaurant en ek besluit, daai gesin of daai gesin. En dan vra ek vir die kelner, gee vir my die rekening. En dan, ek sê nie vir hulle sê wie dit gedoen nie. Ek wil nie met my hart hoor, ek doen nie hierdie goeders omdat ek ryk is. Want baie mense dink ek doen dit nie. Ek doen dit omdat ek agtergekom het hierdie boekwerk. Die outeur van hierdie boek, en sy naam is God.
altyd sy roep nie. Deel jou seën. Dis die eerste ding wat Petrus doen. Kom ons deel. Kom ons deel. Kom ons deel. Vierde punt, die God van meer is genoeg. Gaan gou na Malagi toe, ek is amper klaar. En nou weet ek sommer klaar, waar gaan jou gedagtes heen? 3 vers 8. Kom ons gaan gou daar na Malagi hoofstuk 3 toe. Is die vierde sleutel. Die eerste ding, gehoorsaam die woord van Here, of dit sin maak of nie. Die tweede een is versorg die herderspan. Die derde een is deel jou seën. Soek vir geleenthede. Ek het vir jou moet sê, keer wat ek vir mense se kry die nuus waarvan. Maak nie saak of van blankes en van die Indiërs en hoeveel keer. Vers 10. Begin met 'n werkwoord. Hy sê bring, nie betaal. Daarom betaal ek nie tiende nie. It's an act of worship and I express my love. Ek het nog nooit, kyk, ek sê nie vir julle, ek was so diep in die ek het nooit as ek by Wesbank, kyk, Wesbank is mos die voetebank, haal jou van die wiel, sit jy terug op jou voete. Ek het nog nooit iemand gesien wat 'n rekening met 'n glimlag betaal. Dit lyk almal of ons pyn op ons maag het. Ek sê vir jou, ek het nog nooit, of dit nou by die Gaars Ekers is, of by IC Kermans, Ackerman, wat is het? Hulle staan daar sê, nee, hier my rekening te betaal. En dis so wat beteken, kyk na die kerk. Wanneer jy moet bring. Hou op betaal. Bring dit. Dis die vierde stuk. Maar wat moet jy bring? Wat moet jy bring? Die hele tiende. Maar pastoor, het gaan swaar, joh. Weet jy, pastoor, die petrolprys? Nee, ek weet nie. My ou buurman vra vir my, toe die goeder so hand uitdruk, hy sê, wat gaan jy doen? Nou, ek kry nie 'n salaris nie. Ek is dood eenvoudig aangewese op julle goedhartigheid, ondersteuning op die tafel, en mense wat die bediening maandeliks met 'n bedrag gee ondersteuning. Ek sê, wat gaan jy doen? Ek sê, gaan God vertrou. As 'n verskil tussen geloof en vertrou. Ek sê, gaan nou by die huis sit nie. Jy moet die hele tiende bring. Weet u hoekom sukkel mense vandag? Ek praat van afgetrede mense. Hoekom sukkel hulle vandag om te leef? Want toe jy jou pensioen gegaan het, en jy jou pensioen gekry het, het jy nooit dit wat aan God behoort het gebring nie. Toe jou polisse uitbetaal, kinders, leer 'n kind om God te vereer. Nou sê mense, ja, maar pastoor, hierdie is Ou Testament en dis onder die wet. Jy is 100% reg. Ons leef nie meer onder die wet nie, so nou gee ons meer as 10%. Onder die wet was jy beperk 10%. Nou leef ons nie meer onder die wet. Nou gee ons meer as 10%. Maar ek bring dit na 'n designated place toe for a specific reason. Ek bring dit na die skatkiste. Jy kan nie 'n deel van jou tiende vat. Sê, okay, gaan dit vir Johan se bediening gee nie. Want dit wat jy bring is nie meer tiende nie. Jy kan nie 'n deel van jou tiende vat, sê ek het familie trek swaar. Ek gaan 'n deel van my tiende vir my familie gee. Nee. Dan wat jy bring is nie meer 'n tiende nie. Well, how about ek gee dit vir die boufonds? Of vir die sisters? Nee, dan wat jy bring is nie meer 'n tiende nie. God will never honor a lie. Kom aan, jy. God sal nooit 'n leuen eer. Eerste, hy sê vir jy moet kyk, wat het jy wedervaar?
Stop net so 'n bietjie, kyk in jou lewe. Hoe lyk dit in jou verlede? Hoe lyk dit vandag? Ervaar jy die God? Of is jou geld so vinnig as wat dit inkom? Ek sê party mense se betaalcheque soos 'n verkoue, hy hou net 3 dae. Dan begin hulle bid sê, Here, dat die tyd vinniger loop, sodat die volgende betaalcheque kan kom. Ek gaan vandag na mense toe vat, kry SASSA elke maand. Hulle leef soos konings met SASSA. Omdat hulle die beginsel van die skrif nakom. Ek kan jy na mense toe vat, kry 50, 60, 70, 80.000 'n maand. Sukkel finansiëel. Want hulle volg nie die beginsels van die skrif nie. Hoe lyk dit in jou lewe? Ek vertel jy vandag vir jou iemand anders se storie. Aan die hand van die woord sê ek vir jou, die God van hoop het geen behaag dat jy finansiëel sukkel of dat ek finansiëel sukkel. Dis nie lekker om te sukkel. Maar ek is deur die leerskool van die Heilige Gees. Aan die handleiding van die mens wat God geskryf het. Hierdie boek werk. Hierdie boek werk. Nou ek gaan nie sê amen. Want ek wil vanaand vir jou finansies bid. Maar voordat ons nou gaan, pastoor oorgee, ek gaan nie afsluit nie, want ek wil vanaand vir jou finansies bid. Ek het vir u gevra, u moet my integriteit en check up. Het ek gepreek vir geld vir myself? Het ek jou gevra vir geld? As jy hou van geld en steek jou hand op en kom haal ek dit, ek het nie 'n probleem nie. Dis vir my belangrik. Want baie mense staan agter 'n kansel. Het ek jou gestoomroller? Ek het jou net die woord gegee. Daar's net een ding wat jou kan vrymaak. Dis die waarheid. En ek vertrou nie werklik die liefde in my hart gesien vir jou. Ek weet ook, ek was daar. Hierdie ou se lewe, ek was daar. Wat ek vandag met jou gedeel het, sê deur God Heilige Gees aan hierdie woord het my hierdie goed geleer. Vandag is Johan skuldvry. Ek hou nie van skuld nie, want God hou nie van skuld nie. Ek koop 'n huis in COVID, waar ek geen toekomste kry. Geen. 7 maande in COVID. Ek het die 15de Maart het ek afgesluit die aand, die 26de Maart te maak in die land toe. Almal kanseleer. Ek kan nie vir u sê hoeveel kansellasies het ek hierdie jaar gehad in Suid-Afrika. Dit is een van die moeilikste jare in Suid-Afrika. En ek kry hierdie eiendom. En die ou wil jy onderhandel met die pryse, hy het nie die geld nodig nie, hy het genoeg. En ek sê vir die dame, die agent, ek sê, daar's net een probleem. Jy al agtergekom, ek kry nie die woordjie probleme in die Bybel. Want die woordjie probleme bestaan in die woordeskat van die mens, maar nie in die woordeskat van God. Wat jy sien as 'n probleem, wat ek sien as 'n probleem, sê God net, is my geleentheid. Ek sê, maar as net een probleem, sy sê, wat is dit? Ek sê, ek het 7 maande laas enige inkomste gehad, salaris. Ek sien so hoe val haar gesig. Ai, commissie, ai. Ek sê, maar ons los dit in die hand van die Here. Binne 24 uur, toe keer die eerste maand die verband goed. En sy wil net ek moet teken. Ek sê, haar sê 'n manier dat ek teken. Ek wag vir 'n ander bank. Want ek wil 100.000 ekstra hê
wil die ou mat en goeders uittrek. En binne 48 uur keer die tweede bank goed. My pastoor vandag, ek bly hy in Australië, toe ek ingetrek het, toe kom sit hy met my, toe sê, Johan, ek moet jou vergifnis vra. Ek sê, waarvoor? Hy sê, ek het vir myself gesê, die bank gaan hierdie verband terugtrek, want dit gebeur nie. Die vroukie, die agent sê vir my, daar is geen twyfel, jy is God se blou oogseentjie. Ek weet nie hoe lang is dit, sy sê, want dit gebeur nie. Nou as jy wil nader kom kyk, my oor is blou. Maar ek het een ding geleer, God is nie aannemer van persoonlike mense. Wat hy vir Johan in sy lewe gedoen het, wil hy vir jou ook doen. Maar Johan moes die gate in sy beursie toemaak. So ek gaan vir u vra om vanaand, ek sê vir jou weer, ek gaan jou nie vra vir geld. Jy kan rustig wees, maar ek wil vir jou finansies bid. As jy jou besigheid het, bring net vir my iets van jou besigheid, wat ek my hande kan oplê, en wat ek kan daaroor bid. En ons gaan God vertrou. Die Bybel sê die seën van die Here verryk. God, dat jy in God se oorvloed kan leef. Want as jy in God se oorvloed leef, is jy die hele tyd 'n kanaal van God se seën. Daar op die tafel, soos elke ander jaar, het ek preekmateriaal. Die een is die troon van God, Jesaja 6. Wat gebeur rondom die troon van God? Hoekom het die serafs net 3 keer uitgeroep, heilig, heilig, heilig? Hoekom het hulle nie 2 keer nie, hoekom het hulle 4 keer? Dan die regte weg, die verkeerde einde, Spreuke 14 vers 12, van ons ouer mense behoort dit te kan onthou. Daar was vroeger jare 'n movie gewees, Penselpotjies, El Debo en Don Lennard. En hier ry ou El Debo en Don Lennard dan ry en El Debo bestuur en hy gaan teen-in, hy ry in 'n eenrigtingstraat op, hy ry teen die verkeer. En Don Lennard sê vir hom, dis 'n eenrigtingstraat. Hy sê, ek weet, hy sê, maar jy ry in die verkeerde rigting. Salomo sê, as 'n regpad vir die mens reg lê, aan die einde daarvan is die dood. Dan is hy nou nie meer CD-speler het nie, dit een van die USB stokkies, met jy so 8 preke op, waarom die nagmaal, waarom die kruis, hoekom het Jesus kruis toe gegaan, hoekom het hy nie van die tempel se dak afgespring en die smeer, en dan ook, as u in u hart voel, om hierdie bediening maandeliks te ondersteun op die eenmalige bedrag, daar is 'n koevert op my tafel, vul hom in, bring hom vir my terug, jy kan hom nie vir my pos nie, moet hom vir my terugbring. Ek stuur vir jou 'n nuusbrief elke maand, vir die van u wat dit reeds doen, jy gaan nie hierdie maand 'n nuusbrief kry nie, want ek het my laptop in Bloemfontein gelos, op die pad gevat, die eerste op die pad weg is, my laptop. So ek is ongelukkig nie, maar ek stuur, ek deel met jou gebedsversoek, as mense met my getuienisse deel ek die getuienisse. Maar 'n baie groot maar groot asseblief, niks vat van jou tiende, of jou offergawe wat na hierdie bediening toe kom, om vir jou aan te ondersteun, asseblief. Nou glimlag vir my, toe dat ek nou nie sê, as ek nog raai. Ek sal daar by die tafel wees, daar is ook salfolie, as jy so belangstel goeders, dan sê jy, Johan, weet jy wat, ek het nou al my kontant in die kollekte ingegooi. Prys die Here, jy het die laaste keer kollekte ingegooi. Die kerk werk nie op kollekte nie, die kerk werk op tiendes en offergawe en almoes. Maar moenie worry nie, as jy dan al jou kontant ingegooi het, ek het 'n kaart musiek in jou ingegooi. Maar jy dankie, dankie pastor. Halleluja, baie dankie Johan. Het jy ontvang vanmôre? Weet jy ons weer die reeks vir hierdie week is hoop. En dit wat ek vanmôre al reeds ontvang het, nie uit Dr. Johan uit nie, maar die woord van die Here gee my hoop. So asseblief, kom op, kom luister na die dienste. God wil met ons as gemeente praat. So vanaand om 6:00, en dan maandag, dinsdag, woensdag aand om 7:00, kom gerus op na die huis van die Here,
en kom ontvang dit wat God met ons wil deel. Voor ons die seën van die Here ontvang, asseblief ondersteun ook ons toneelspan. Hulle het weer vir ons soetgebak gemaak en verkoop dit agter in die saal vanmôre. So gaan kry, ek weet laasweek was van julle kwaad, julle was te laat. So julle moet maar soos bulle hierdeur stoot en stamp, maar maak seker jy kry vanmôre. Amen. So asseblief ondersteun hulle in die soetgebak, kry vir jou ietsie daar agter, lekker soettand om huis toe te vat, en mag die Here elkeen van u ryklik seën. Kom ons staan net en ons ontvang die seën van die Here. Mag die genade van God, die liefde van ons Here Jesus Christus en die leiding van die Heilige Gees met elkeen van julle wees. Amen. Amen. Dankie, ons is verdaag.